oopmaak by Jakobus hoofstuk 1. Jakobus hoofstuk 1. Ons gaan voort met ons studie uit Jakobus hoofstuk 1 uit. Julle weet die meeste mense wat Mount Everest klim, maak dit nie tot bo nie. Die laaste gedeeltetjie van Mount Everest word genoem the death zone. En daar is 'n goeie rede daarvoor, want as jy by daai punt kom waar die death zone begin, dan is die suurstof so min daar en die omstandighede is so sleg daar dat as jy nie perfekte omstandighede het nie, kan jy nie verder klim nie. Maar omdat mense wat hy aangepak het wil klaarmaak, en wanneer hulle by daai punt kom, dan druk hulle nou deur. En daarom lê daar nou op die oomblik 'n klomp lyke daar. 340 mense sterf jaarliks, omdat hulle nie teleurgesteld wil wees om nie die piek te bereik nie. Nou, dink aan die teleurstelling wat dit moet wees as jy soveel moeite gedoen het, as jy al die onkoste aangegaan het, as jy al die oefeninge gedoen het om Mount Everest te gaan klim, en dan kom jy daar aan die begin van hierdie death zone en die weer verander so skielik daar en jy kan nie verder gaan nie. En nou moet jy omdraai. Dink aan daardie teleurstelling. Dink aan die teleurstelling dat iets wat jy aangepak het wat jy nie kan klaarmaak nie. En dit laat my dink aan die teleurstelling wat die mense gaan hoor wanneer hulle Christus se woorde hoor in Matteus 7. En ek weet dit is baie bekende woorde, ons het dit almal geken, maar ek wil julle vra, maak die Bybel oop daar by Matteus 7 vers 21 tot 28. Ek dink wanneer ons hierdie woorde van Christus hoor, dan dink ek aan hierdie tipe teleurstelling wat sommige mense gaan hê. Nou as ons kyk daar van vers 21 af, dan sien ons die eerste gedeelte daar, sê Christus, nie almal wat sê Here, Here gaan outomaties in die hemel ingaan nie. Maar dan sê hy ook in vers 21, dat net die wat die wil van Vader doen, sal in die hemel ingaan. Maar kyk nou na vers 22. Vers 22 sê, daar sal baie wees, wat vir Christus sal sê, het ons nie. Maar Christus sal sê, gaan weg van my af, ek het julle nie geken nie. Is nie min nie, dis baie. Vergelyk dit nou met vers 24, kyk nou daar in die Bybel, vers 24, Matteus 7 vers 24, waar hy sê, elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. En vergelyk dit nou met vers 26 waar hy sê, en elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit nie doen nie, met ander woorde, hulle hoor die woord, maar hulle doen dit nie, sal vergelyk word met 'n dwaase man wat sy huis op die sand bou. En ek dink dit is daardie teleurstelling van om 'n dwaase persoon te wees wat die woord hoor en dit nie doen nie, en dan daardie dag, wanneer hulle voor Christus sal kom, sal Christus net sê, gaan weg van my af, ek het jou nie geken nie. Dink aan daardie teleurstelling. Ek dink is dieselfde soort teleurstelling waarna Christus verwys het in Lukas 13 vers 28, waar Christus gesê, daar sal 'n geween wees en 'n geknars van die tande. Nou wanneer ons daardie woorde hoor, dan dink ons dadelik, dis die hel waarvan hy praat. Maar kyk wat sê Christus verder in hierdie Lukas 13 vers 28, sê hy, wanneer julle Abraham, Isak en Jakob en al die profete in die koninkryk van God sal sien, maar julle sal uitgedryf word buitentoe. Dink aan daardie teleurstelling. En dis hierdie soort teleurstelling wat ek glo wat Jakobus probeer verhoed in hierdie teks en hierdie brief wat hy geskryf het, en dan ook die doel en die rede waarom ons hierdie teks bestudeer vandag. Julle sal onthou dat Jakobus gee vir ons 'n reeks toetse in hierdie brief om ons te toets, om te sien of ons geloof eg is of nie, of ons dalk self mislei. En daarom het ons gesien dat die derde toets wat hy gee om te kyk of jy jouself te toets, of jy dalk jouself mislei. En jy sal onthou dat ons gesê het dat hierdie teks kan in 3 gedeeltes opgedeel word. Die eerste ene is, hoe ontvang jy die woord? En ons het gesien, dis in nederigheid. Dis wat ons nou klaar na gekyk het. Hoe ontvang jy die woord in nederigheid? Maar ons sien ook dat hierdie teks kan ook dan opgedeel word. Wat is jou reaksie op die woord? Is wat ons vandag na gaan kyk. En dan ook, hoe volhard jy in hierdie woord, wat ons vandag verder na wil kyk.
Is baie duidelik dat hierdie tekste te doen met twee soorte mense. Dis 'n dwaase man wat sy sand op die huis bou, of 'n verstandige man wat sy huis op die rots van God se woord gebou het. En daarom gaan ons vandag hierdie vraag ondersoek. Jakobus se vraag, die toets om te sien of jy jouself dalk mislei. Daarom gaan ons daardie vraag gaan ons vandag ondersoek met hierdie gedagte van, is jy 'n dader van God se woord of maak jy 'n berekeningsfout? Is jy 'n dader van God se woord of maak jy 'n berekeningsfout? Kom ons lees saam daar Jakobus hoofstuk 1. Jakobus hoofstuk 1 en ons teks vandag is van vers 22 tot vers 27. So ons lees daar van vers 22, Jakobus hoofstuk 1 vanaf vers 22. En word daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Want as iemand 'n hoorder van die woord is en nie 'n dader nie, die is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in 'n spieël sien. Want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetagtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. As iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is en sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart mislei, die godsdienst van hierdie man is te vergeefs. Reine en onbesmette godsdienst voor God en die Vader is dit, om wese en weduwees in hulle verdrukking te besoek en jou vlekkeloos te bewaar van die wêreld. Vers 22 sê, jy's 'n dader van die woord of jy's 'n hoorder wat jouself bedrieg. Eenvoudig, prakties, jy's 'n dader van die woord of jy's net 'n hoorder wat jouself bedrieg. Nou die woordjie bedrieg, hier is 'n wiskundige term. Dit is 'n term wat gebruik was om wanneer jy 'n fout in wiskunde maak, 'n berekeningsfout te maak. Julle weet, toe ek klein chokkertjie was daar in die 70er jare, eintlik was dit, ek het later dan weer gedink daaroor, is eintlik voor die 70er jare, want die brug oor die Stormsrivier, die Paul Sauer brug daar onder in die Oos-Kaap, is in 1958, 59 daar rond is daar die brug gebou gewees. Maar my pa het vir my hierdie verhaal vertel hier in die 70er jare toe ek so klein chokkertjie was. En toe hulle daardie brug gebou het, in daardie tyd was dit baanbrekerswerk gewees wat daardie ingenieurs gedoen het. Dit was een van die eerste brûe gewees wat gebou was met hulle die koepels langs die kant gebou het en toe het hulle daai koepels oorgesak om in mekaar te pas sodat hulle dan die brug daaroor kon bou. Yes. Nou alles het baie goed gewerk. Behalwe die rekenaar. Alles het baie goed gewerk tot die oomblik toe hulle daai koepel laat sak het. En toe die oomblik toe hulle die koepel laat sak het, het hy 'n meter oor mekaar gelê. En die ingenieur wat hom ontwerp het, het in Italië gesit. Maar wat ons praat van die site engineer, nou julle met my, wat is 'n site engineer in Afrikaans? Die ingenieur wat op die site is, nê? Hy het gesê, as hierdie brug nie werk nie, dan gaan hy daar afspring. In die Stormsrivier, ek weet nie wie van julle hom ken nie, hy is, ek dink amper 1000 meter diep daar af. En toe hierdie brug nie oorpas nie, wat my pa ons vertel het is, toe spring hy af. Die verhaal wat, of die verslag wat in die geskiedenisboeke geskryf word, sê nee, hy het nie afgespring nie. Maar ek weet nie, ek was te klein gewees. Maar die punt van die storie is dat om 'n berekeningsfout te maak, kan geweldige ernstige gevolge inhou. Dink maar net so 'n jaar of 2 terug, die gebou daar in George wat ingeval het, iemand het 'n berekeningsfout gemaak en dit het mense se lewens gekos. Dis hoe ernstig dit is wanneer 'n mens 'n berekeningsfout kan maak. Dink maar net, as jy dalk 'n berekeningsfout maak oor jou saligheid, die ernstige nagevolge daarvan. 'n Berekeningsfout maak oor jou saligheid. In jou gedagtes, in jou hart gaan jy hemel toe gaan. Maar dink, daar gaan baie wees waar Christus gaan sê, gaan weg van my af, ek het jou nie geken nie. In plaas dat jy die ewigheid in die hemel sal deurbring, sal jy die ewigheid ongelukkig in die hel sal moet deurbring dan. Matthew Henry skryf, if we heard a sermon every day of the week, and an angel
from heaven were the preacher. Yet, if we rested in hearing only, it would never bring us to heaven. Mere hearers are self-deceivers, and self-deceit will be found the worst deceit at last. It is not talking, but walking that will bring us to heaven. Daarom gee Jakobus vir ons 3 waardevolle funksies van die Bybel in hierdie teks wat ons vandag gaan help, sodat ons nie berekeningsfoute sal maak nie. 3 waardevolle funksies van die Bybel, en dit leer vir ons dat die Bybel is waardevol. Ons besef dalk nie aldag hoe waardevol die Bybel is nie, maar die woord van God is waardevol vir ons, soos wat Jakobus vir ons hier leer vandag, heel eerste van alles, om jouself te ondersoek. Die Bybel is verskriklik kosbaar vir selfondersoek. Tweede van alles is om jouself aanhoudend te reinig. Bybel is geweldig kosbaar, sodat ons aanhoudend onsself kan reinig, en dan die laaste een is om jouself diensbaar te maak. Die Bybel is kosbaar in hierdie 3 funksies wat die Bybel vir ons het, en wat die Bybel vir ons doen. So kom ons begin vandag. Die eerste waarde van die Bybel is om jouself te ondersoek. Om jouself te ondersoek. Nou, Jakobus vergelyk die hoorder wat homself bedrieg met iemand wat in 'n spieël kyk en dadelik vergeet hoe hy lyk. Nou, wat is die doel van 'n spieël? Om jouself te sien. Ek weet, elke slag as ek daar by my vrou se spieël verbyloop, want ek het nie 'n spieël nie. Sy het 'n spieël. En elke slag wanneer ek by daai spieël verbyloop, dan sien ek myself so skrams in die spieël. Dan dink ek, "Jog, my vrou is die gelukkigste vrou onder die son." Sy het so 'n aantreklike man, nê, so 'n goeie man en so 'n slim man. Sy moet net dankbaar en bly wees vir hierdie man. Is dit die doel waarvoor daar 'n spieël is? Nee. Jy sien, 'n spieël, die doel van 'n spieël is om na jouself te kyk, om te kyk of alles reg is. En hier is waar ons mans iets van 'n vrouens kan leer. Want ek het my vrou nou al so oor die jare dopgehou. Sy het altyd 'n spieël naby haar. En as daar nie 'n spieël naby haar is nie, 'n kar se venster is ook 'n spieël. Maar sy sal altyd kyk of die hare reg is, of die rok reg sit en alles. En dis die doel van 'n spieël. Ons mans kan by ons vrouens leer wat die waarde van 'n spieël is. En dis is hoekom Jakobus vandag die spieël gebruik om vir ons te verduidelik hoe waardevol die woord is. Want die doel van die spieël is om jouself te ondersoek, om te sien die dinge wat uit plek is in jou lewe, wat jy nie kan sien nie, sodat dit reggemaak kan word. Kam die hare, was die gesig ensovoorts, trek die rokkie reg, maak seker die das sit reg, of wat ook al die geval is. Jy sien, Jakobus se doel met hierdie illustrasie is dat die woord van God vir ons waardevol is om onsself te ondersoek, sodat ons kan sien wat in ons lewe uit plek is, sodat ons dit kan regmaak. Die King James Bybel vertaal hierdie gedeelte vers 24 sê hy, "For he beholdeth himself and goeth his way and straightway forgetteth what manner of man he was." In die Afrikaanse Bybel sê hy eenvoudig net dat hy vergeet wat hy gesien het. Hy kyk in die spieël en hy vergeet wat hy gesien het. Maar die realiteit daarvan is, hy kyk in die spieël, hy sien homself en hy gaan weg en hy vergeet watter tipe mens, watter mens hy is. Nou, ons dink alles is reg met ons lewens. Ons dink ons is die beste mense. Maar ons kan berekeningsfoute maak. En ons maak berekeningsfoute. Want onthou, Salomo het ook gesê in Spreuke 14 vers 12, daar is 'n weg wat vir 'n mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood. So ons grootste gevaar is om te dink dat ons die beste Christene is, en dat ons nie enige verandering in ons lewens nodig het nie. En Jakobus sê vandag vir ons, nee. Hy sê dit werk nie so nie. Jy het die spieël van God se woord nodig om jouself te ondersoek. Jy het nodig om jouself werklik te ondersoek in die lig van wat God sê en nie van wat jy dink wie en wat en hoe jou lewe is nie. Terug na Matthew Henry het ook gesê, "Let the word of the truth be carefully attended to, and it will set before us the corruption of our nature, the disorders of our hearts and lives, and it will tell us plainly what we are." Dit is hoekom die Bybel vir ons so waardevol is. Dis nie genoeg om net die woord te ontvang soos wat ons nou al gehoor het nie. Ons moet teenoor die woord reageer in 'n aktiewe gehoorsaamheid aan die woord. En hierdie reaksie sal alleenlik gebeur
wanneer ons werklik oortuig is van ons eie sonde. As jy nie oortuig is van 'n sonde nie, gaan jy nie verander nie. En die waarde van die woord is, sodat ons onsself kan ondersoek, om in die woord te sien wat God sê van ons lewens, nie wat ons dink van ons lewens nie. En die opdrag is baie duidelik. Moenie maar net na die woord luister nie. Doen wat dit sê. Letterlik, wat hier staan, is dit moet jou natuur wees om aanhoudend 'n dader van God se woord te wees. Dis nie iets wat eenmaal gebeur het en nou gaan ons maar net aan nie. MacArthur sê oor hierdie gedeelte sê hy, the fact that James calls professing believers to be doers rather than simply to do emphasizes that their entire personality should be characterized in that way. Jou hele persoonlikheid. Nie net Sondag by die kerk nie. Jy weet, ek het gister moes ek gou daar by Jurgen se draai gaan maak om net ietsie te kry vir die kamp. En toe ek instap, toe sien ek jy het die hoek van my oog 'n persoon wat vir my half bekend lyk, maar ek stap maar aan. En ek kry die ding en ek gaan praat met die dametjie agter die toonbank en op dieselfde tyd toe kom een van die werkers daar aan en die werker wil met haar iets vra, maar sy antwoord vir haar so dis nie 'n goeie antwoord gewees nie. En onmiddellik kom hierdie persoon toe nou nader en is hierdie groot man, regtig 'n groot man, sterk, fris man. En hy kom met hierdie sagte antwoord en hy praat met hierdie mense. Hy sê nee, dis al wat ek soek is dit en dit. En die persoon is 'n vriend wat ons ken van Grace Fellowship Pretoria. En toe dog ek, dit is hoe 'n Christen moet wees. Dis hoe jy moet optree. Nie net by die kerk nie, maar oral in die lewe. Selfs daar in die besigheid waar die omstandighede kon baie maklik gewees het, want die plek was besig gewees. En omstandighede kon baie maklik verander het en ontlont het in 'n lelike ding. Maar daai persoon se kalmte het die hele situasie opgelos. En dit is wat MacArthur sê daar. Dit moet ons karakter wees. Die woord moet ons karakter vorm. Ons moet reageer op die woord, sodat dit ons karakter sal verander. Met ander woorde, jy moet aanhoudend jouself ondersoek met God se woord. En dan reageer op dit wat die woord vir jou wys, wat nog verkeerd is in jou lewe. Want nie een van ons het al perfektheid bereik nie. Nou, wat 'n soort foute kan mense maak? Foute wat mense kan maak wanneer hulle self ondersoek in die Bybel. Hulle lees, hulle bestudeer die Bybel, maar daar is foute wat ons kan maak. So kom ons kyk na 'n paar van hierdie foute. Heel eerste van alles is, hulle kyk net vlugtig in die spieël. Jy weet, is net daai 5 minute in die oggende en ek het my Bybel gelees of miskien daai een dag in die oggend, 'n Sondagoggend as ek in die kerk is, ek lees my Bybel en ek gaan aan. Ek vergeet dadelik wat die Bybel vir my sê, wat die Bybel vir my leer. Of net eenvoudige oppervlakkige lees van die woord. Lees sonder om regtig te verstaan wat daar staan. Regtig te besef wat die Here vir ons leer in sy woord. Hulle vergeet wat hulle sien. Jy lees en dan gaan jy weg en jy vergeet regtig wat jy gelees het. Of nie so nie, dring dit nie deur in jou wat jy sien. Jy lees 'n gedeelte daar en jy sien regtig, ja, dis wat die Bybel leer so en so, maar dit dring nooit regtig tot jou deur dat dit is wat ek nodig het nie. Dis die doel wat die Here vir my hierdie woord gegee het is, sodat ek myself kan ondersoek deur hierdie woord. Dit kom nooit regtig deur om te besef, maar ek het dit nodig nie. Want jy weet wat in realiteit gebeur is, ons lewe al in 'n tyd waar sonde nie so erg is nie. Ja, God is mos 'n vergewende God. Hy's 'n liefdevolle God. Hy's 'n genadige God. Sonde is regtig nie so erg nie. Ek is klaar skoon gewas, ek is klaar gered. So sonde is nie so erg nie. Ek hoef nie so veel detail, so veel aandag aan die woord te gee nie. En sulke mense verwar lees met doen. Hulle verwar praat met doen. En hierdie eerste waarde wat die Bybel vir ons het, is dus om onsself te ondersoek. Dis waarvoor die woord van God vir ons so kosbaar waardevol is. Want hoorders wat nie daders word nie, bedrieg hulle self. Hulle maak 'n berekeningsfout. Hulle mislei hulle self om te dink dat hulle reeds alles gedoen het en alles het wat hulle nodig het. Hulle hoef nie verder bekommerd te wees nie. Om na die Bybel te luister, wat Jakobus vir ons vandag leer, is net die begin. Die luister is nie alles nie, dis net die begin. Om na die Bybel te luister, wys vir jou wat verander moet word in jou lewe. Maar onthou dat net 'n ondersoek verander jou nie. Dit help niks.
jy kry 'n motorwerktuigkundige om jou motor te kom ondersoek en vir jou te sê wat verkeerd is nie. Maar jy laat hom nie die motor regmaak nie. Hy kan vir jou sê, hier's nie genoeg olie in nie, of wat ook al die geval is, en jy kan vir hom sê, baie dankie, en dan klim jy in jou motor en jy ry, en binne 'n paar kilometer dan blaas jy na hele engine op. Dit help nie om net die diagnose te maak nie. Dit help nie om net te luister nie. Dit help nie om te weet net wat verkeerd is nie. Jy moet dit doen ook. Jy moet, daardie motorwerktuigkundige moet die voertuig regmaak. En so wil die woord van God wil ons lewens regmaak, ons lewens verander. Dit help niks, jy ondersoek die woord en sien wat verkeerd is, maar jy maak nie reg nie. Dit is soos die man wat in 'n spieël kyk en hy sien dat hy vanmôre net half geskeer het. Miskien was hy besig om te skeer en toe het een van die kindertjies sy aandag getrek en hy's daar weg en hy teruggekom en sy gesig afgespoel of wat ook al en hy's op pad werk toe om net by die werk agter te kom. Hy het net die een helfte van sy gesig geskeer, die ander helfte is nog ongeskeer. Almal sien dit raak. So Jakobus sê, ondersoek jouself met die spieël van die Bybel, sodat jy dan by die tweede waarde wat die Bybel is, kan uitkom. Ondersoek jouself in die spieël van die Bybel, sodat jy by die tweede waarde wat die Bybel vir jou is, kan uitkom. En daardie tweede waarde is om jou lewe aanhoudend te reinig. Is nie 'n eenmalige gebeurtenis nie. Dis 'n aanhoudende reiniging. Jakobus 1 vers 25 sê vir ons, maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetachtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. Om jou lewe aanhoudend te reinig, begin heel eerste van alles met 'n diep insien in die volmaakte wet. 'n Diep inkyk in die volmaakte wet, om jouself te ondersoek in die woord. Dit beteken om vooroor te buig, sodat jy beter in die spieël kan sien. Dit is om daardie spieël nader te trek, sodat jy beter kan sien waarna jy kyk. Dit beteken om 'n versigtige, behoorlike ondersoek te doen, in teenstelling met 'n opsigtelike, vinnige, oorsigtelike lees van die Bybel. En let op dat Jakobus sê, diep insien in die volmaakte wet van vryheid. Die volmaakte wet van die vryheid. Nou, in beide Ou en Nuwe Testament word na God se woord verwys as die wet van God. Ons lees byvoorbeeld in Psalm 19 vers 8, die wet van die Here is volmaak. Dit verkoop die siel, die getuienis van die Here is gewis, dit gee wysheid aan die eenvoudige. Wanneer die Bybel praat van die wet van die Here, praat hy nie net van die 10 gebooie nie, hy praat van die hele Bybel, veral in Jakobus se opset hierso. Omdat ons onder die genade van God is, beteken dit nie dat daar nie 'n morele wet of 'n morele kode is wat gelowiges moet gehoorsaam nie. Dit beteken nie dat omdat ons onder die genade is, ons kan nou maar net doen wat ons wil nie. Sien, in die nuwe verbond het God sy Heilige Gees vir ons gegee om sy gebod te kan gehoorsaam, om sy insettinge te kan gehoorsaam, om sy wet te kan gehoorsaam. Ek sê altyd, die Christen het nie minder wet nie, hy het meer wet. En daarmee saam met God vir ons sy Heilige Gees gegee. En wanneer ons diep inkyk in die woord van God, pas die Heilige Gees daardie waarheid, daardie beginsel toe in ons harte. Ons is vrygemaak van die houvas van sonde wat ons verlede keer gesien het. Ons het die krag gekry om God te gehoorsaam deur die inwoning van die Heilige Gees. Want onthou Christus sê in Johannes 8 vers 36, as die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. En hierdie vryheid is nie vry om te gaan doen wat jy wil en vry om losbandig te lewe want jy is onder genade nie. Hierdie vry is, jy is vrygemaak van die houvas van sonde sodat jy God kan dien. Vrygemaak van die houvas wat sonde in jou lewe het, sodat jy Christus met 'n volkome hart kan dien. Ons is vrygemaak deur Christus, sodat ons vir God kan aanbid. Vrygemaak van die houvas van sonde, sodat ons deur die woord van God aanhoudend skoon gewas kan word. Christus sê byvoorbeeld vir sy disippels in Johannes 15 vers 3, julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Ook 'n bekende gedeelte wat ons ken. Maar wanneer sondaars in Christus vertrou, word hulle eens en vir altyd skoon gewas. Dis wat redding is. Maar kyk nou mooi, as jy wil blaai na Titus 3 toe. Titus 3 vers 4 tot 6. Terwyl redding meen jy's eenmalig skoon gewas. Nou sê Titus,
Paulus sê vir Titus in Titus 3 vers 4 tot 6. Maar toe die goedertierenheid van God ons verlosser en sy liefde tot die mens verskyn het, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid, het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte. Kom, stop net eers daar. Redding, gered deur die skoonwas van die wedergeboorte. Maar nou gaan hy verder, hy sê, en die vernuwing deur die Heilige Gees, wat hy ryklik uitgestort het op ons deur Jesus Christus ons verlosser. Met ander woorde, daar is 'n eenmalige skoon was met redding wat plaasgevind het. En daarom het ons die Heilige Gees ontvang, wat ons aanhoudend verder reinig en skoon hou, skoon maak. Maar soos die gelowige in hierdie wêreld lewe, word hulle hande en hulle voete weer vuil en het aanhoudende reiniging nodig. As jy hier uit die voertuig het geklim het by die tyd, jy kan jou skoene mooi skoon gepolitoer het by die huis. By die tyd wat jy hier inkom, dan is daar stof op jou voete. En dit is die illustrasie wat die Bybel vir ons hier, wat Christus hier vir ons maak. Ons lees in Johannes 13 van Jesus wat die voete van die disippels was. En toe hy by Petrus kom, wou Petrus eers weier. Maar Jesus sê vir hom, Petrus, as ek nie jou voete was nie, het jy geen deel aan my nie. En nou natuurlik ken ons vir Petrus, en hy antwoord, hy sê, Here, nie net my voete nie, maar ook my hande en my hoof. Waarop Christus hom dan antwoord in Johannes 13 vers 10, hy wat gewas is, het niks anders nodig as om die voete te was nie. Maar is heeltemal rein, en julle is rein, maar nie almal nie. Ek wil net weer vir julle verduidelik, vir julle wys wat MacArthur sê oor hierdie teks. Hy sê, the cleansing that Christ does at salvation never needs to be repeated. Atonement is complete at that point. But all who have been cleansed by God's gracious justification needs constant washing in the experiential sense as they battle sin in the flesh. Believers are justified and granted imputed righteousness, but they still need sanctification and personal righteousness. En dit is wat Jakobus vir ons hier sê. Ondersoek jouself in die spieël van die woord met die doel om jou sonde te openbaar, sodat jy skoon gewas kan word. 1 Johannes 1 vers 9, as ons sonde bely, is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Dis 'n aanhoudende reiniging, dis 'n aanhoudende skoonmaak. Wanneer ons die woord bepeins, dan kom ons agter van sonde in ons lewe. Wat gebeur dan? Want as ons net ondersoek, as ons net lees en dit bly daar, dan kom ons nie by die punt waar ons 'n opregte berou het daarvoor nie. En wanneer ons 'n opregte berou het om by die punt te kom om dan 'n belydenis aan die Here te maak en voor die Here te maak. Want dan, wanneer ons dit doen, dan ontvang ons vergifnis van die Here. En dit maak ons gedagtes skoon van enige geestelike onreinheid. Dit is die aanhoudende reiniging wat die woord doen. Ons moet by die punt kom om te sien waar ons verkeerd is, berou te hê daaroor, belydenis te doen daaroor en dan Christus se vergifnis te kan ontvang. Weet, daar is niks in die lewe wat soveel vreugde bring as wanneer jy weet daar's sonde in jou lewe. Wanneer jy weet daar's dinge wat jy verkeerd doen. En jy weet presies wat dit is. En om na die Here toe te gaan en vergifnis, opregte, gebroke hart na hom toe te gaan en vergifnis te vra daarvoor. En dan te ervaar hoe jy daai vergifnis kry. Want die Here sê, Christus het gesê, 70 maal 7 keer. Daar is nie 'n sonde wat Christus jou nie van gaan vergewe nie. Maar jy moet met 'n opregte, gebroke hart na hom toe gaan. En om daardie vreugde te ervaar, ek is vergewe. Die bloed van Christus neem ons skuld vir sonde weg. Maar dit is die water van die woord wat help om aanhoudend die morele veiligheid weg te was. Julle onthou Nathan en Dawid se gesprek in 2 Samuel. Dit help ons baie in hierdie opsig. Nadat Dawid gesondig het met Batseba, vertel Nathan, God stuur vir Nathan na Dawid toe. Interessant dat God nie self met Dawid gaan praat nie. God se woord kom deur Nathan na Dawid toe. En Nathan vertel vir Dawid die storie van die gesteelde ooilam. En dadelik word Dawid kwaad toe hy hierdie sonde sien en hy hierdie man wat hierdie sonde gedoen het en hy sê dadelik hierdie man moet gestraf word. En toe kom Nathan en hy sê vir hom, jy is daardie man. Jy sien, Dawid het nie homself geken, sy sonde gesien nie, totdat Nathan die woord van God na hom toe gebring het. Nathan hou die spieël van die woord van God op, sodat Dawid homself kon sien. En die gevolg was,
Dawid se berou en sy belydenis. Ons lees in 2 Samuel 12 vers 13, wat Dawid net sê, ek het gesondig teen die Here. Die woord van die Here het sy werk van ondersoek gedoen in Dawid se lewe. Maar Nathan stop nie net daar nie. Hy gebruik ook die woord van die Here wanneer hy vir Dawid sê, so het die Here dan ook u sonde vergewe, u sal nie sterf nie. En hier is die versekering van vergifnis en die reiniging, en dit kom van die woord van die Here. Ons lees byvoorbeeld in Eksodus 38 vers 8, waar Moses, en hy sê, Moses, het ook die waskom, of die koperwaskom gemaak met sy kopervoetstuk uit die spieëls van die diensdoenende vroue wat by die ingang van die tent van samekoms gedien het. En daar sien ons dat die doel van hierdie waskom was sodat Aaron en sy seuns hulle hande en hulle voete kon was voordat hulle gaan dien het voor die Allerheiligste. Julle kan die verhaal in Eksodus 30 vers 17 tot 21 kan jy die volle verhaal lees van hoe hierdie waskom gewerk het. Maar kan julle weer eens sien wat Moses gedoen het? Hy vat die spieëls van die vroue. Dink daaraan, hierdie vroue kom hier deur die woestyn. Hoekom het hulle 'n spieël nodig? Maar die illustrasie word selfs daar in die waskom vir ons gemaak dat vir die waarde wat daardie spieël vir die vrouens was, om na hulle self te kyk, hulle self reg te maak wat verkeerd is. So uit daardie spieëls uit, die spieëls was net 'n koperplaat wat baie blink geskuur was. En hulle het daardie koperplaat gebruik om hierdie waskom te maak waar die water gehou het wat vir Aaron en sy seuns gereinig het voordat hulle diens kon doen vir die Here. As ons stop by die ondersoek en reiniging wat die woord bring, dan mis ons die volle voordeel van God se woord. Jy sien, Dawid was by die waskom en hy het sy hande en voete gewas. Maar kom ons kyk die derde waarde van die woord van God. En dit is om jou lewe diensbaar te maak. So die waarde van die woord is om jouself te ondersoek sodat jy kan sien wat verkeerd is, sodat jy aanhoudend gereinig kan word deur die woord van God, sodat jy aanhoudend skoon gewas kan word deur die woord. Dan hierdie laaste punt wat ons vandag maak, om jou lewe diensbaar te maak vir God. Om diensbaar te wees vir die Here, vers 26 en 27. As iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is, en sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart mislei, die godsdienst van hierdie man is te vergeefs. Reine en onbesmette godsdienst voor God en die Vader is dit, om wese en weduwees in hulle verdrukking te besoek, en jou vlekkeloos te bewaar van die wêreld. Vers 26. 'n man wat sy tong nie in toom hou nie, mislei homself en sy godsdienst is te vergeefs. Hy het 'n berekeningsfout gemaak. 'n man wat sy tong nie in toom kan hou nie. Nou die woordjie godsdienst wat Jakobus hier gebruik, verwys nie na om Christus te aanbid is jou godsdienst. Jy het hierdie godsdienst en daai persoon het daai godsdienst nie. Die woord wat hy hier gebruik verwys na die uiterlike diens van 'n God. Paulus sê in Handelinge 26 vers 5 gebruik hy dieselfde woord as hy sê dat hy streng volgens die godsdienst van die Fariseërs geleef het. Nou die godsdienst van die Fariseërs is nie godsdienst nie. En daarom moet ons verstaan, hierdie woord beteken diens aan God. Die woordjie godsdienst verwys na 'n toegewyde uitvoer van verpligtinge wat gedoen moet word. En in hierdie konsep, in hierdie konteks hier, sê Jakobus, die toegewyde uitvoer van die verpligtinge wat die woord van God vir ons leer. Maar rein godsdienst het niks te doen met seremoniele en rituele aanbidding nie, of met tempels of met spesiale dae nie. Jakobus noem dit rein en onbesmet. Dit verwys na die suiwere en die onbesoedelde diens aan die ware God in 3 areas van jou lewe. Jy ondersoek die woord van God en jou ondersoek van die woord van God moet jou bring by 'n reiniging van jou hele lewe, sodat jy meer diensbaar kan wees in hierdie 3 areas wat Jakobus vir ons hier. Natuurlik is daar meer areas, maar Jakobus gee vir ons 3 areas in hierdie teks. Heel eerste van alles sê hy jou spraak. Dan sê hy in jou karakter. En dan sê hy in jou wêreldbeskouing. So kom ons begin met jou spraak. Jou spraak.
Ons wil die woord ondersoek, ons wil onsself toets aan die woord, sodat ons aanhoudend gereinig kan word, heel eerste van alles in ons spraak. En Jakobus verwys baie na spraak in hierdie brief. Dit gee vir ons die indruk, dat, soos ons gesê het nou ook al in die verlede, dat daar baie probleme onder Jakobus se lesers was met betrekking tot hulle tonge. Kyk byvoorbeeld in Jakobus 2 vers 12, waar hy sê, julle moet so spreek en so doen soos diegene wat deur die wet van vryheid geoordeel sal word. Jy moet so doen en so spreek, soos iemand wat getoets, wat geoordeel gaan word aan die woord, aan die wet van God. Kyk na 3 vers 5 tot 6. Net so is die tong ook 'n klein lid en beroem hom op groot dinge. Kyk hoe 'n groot hoop hout steek 'n klein vuurtjie aan die brand. Die tong is ook 'n vuur, die wêreld van ongeregtigheid. Net so 'n plek neem die tong onder ons lede in, dit besmet die hele liggaam en steek die hele lewensloop aan die brand en word uit die hel aangesteek. Kyk na hoofstuk 4 vers 11. Broeders, moenie van mekaar kwaad spreek nie. Die wat kwaad spreek van die broeder, of van sy broeder en sy broeder oordeel, spreek kwaad van die wet en oordeel die wet. En as jy die wet oordeel, is jy nie 'n dader van die wet nie, maar 'n regter. So die tong van die man wat nie sy tong beheer nie, sy diens wat hy vir God doen is te vergeefs. Die tong wat wys wat in die hart is van die mens. Onthou, Christus het op 'n stadium vir die Fariseërs gesê in Matteus 12 vers 34 tot 35, addergeslag, hoe kan julle goeie dinge praat terwyl julle sleg is? Want uit die oorvloed van hulle hart praat die mond. Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart goeie dinge te voorskyn, en die slegte mens bring uit die slegte skat slegte dinge te voorskyn. Wat die mens praat is wat in sy hart is. As die hart reg is, sal die spraak ook reg wees. Weereens MacArthur sê, the most seemingly insignificant sin, even a slip of the tongue, carries the full potential of all hell's evil. No infraction against God's holiness is a trifling thing, and each person will ultimately give account of such indiscretion. God judges a person by his words because they reveal the state of his heart. En dit is die een ding wat ons moet hier verstaan. Jakobus sê vir ons vandag dat die persoon wat sy tong nie kan beheer nie, sy diens aan God is te vergeefs. Die persoon wat sy tong nie kan beheer nie, die dienswerk wat hy dink hy doen vir God, is te vergeefs. Let op, Jakobus sê nie dat daai persoon ongered is nie. Dit sê dat die diens wat hy dink hy vir God doen, is te vergeefs. Want God sien dit nie raak nie. God luister nie daarna nie, wanneer 'n man nie sy tong kan beheer nie. En wat Christus sê, is van elke woord, elke ydelle woord wat ons praat, moet ons besef, God hoor dit. En natuurlik weet God wat in ons harte is, maar omdat ons daardie woord sê God, dit is wat in jou hart is, en daarom gaan jy geoordeel word, volgens dit wat jy sê. So die eerste aspek van wat die reiniging van die woord in ons persoon doen, is om ons versigtig te maak praat, vinnig te wees om te luister, stadig om te praat, stadig om toornig te word. Maar die tweede een is ook jou karakter. Jou karakter. Dis in die dienswerk wat ons vir God doen, het jy 'n gereinigde karakter nodig. Jakobus beskryf die mees suiwere diens aan God as om wese en weduwees in hulle verdrukking te besoek. En die rede hoekom hy hierdie illustrasie maak, is dat weeskinders en weduwees in die Bybelse tyd was die mense wat die mees hulpeloosste was in die Bybelse tyd. As hulle nie ouers gehad het om vir hulle kos in 'n huis te voorsien nie, was hulle oorgelaat om kos op die ashope te gaan soek en te bedel. En selfs ook so met die weduwees. Die man het voorsien vir die kos en die blyplek, en die vrou het die tuiste onderhou. En as haar man doodgegaan het, en daar is nie groter kinders of familielede wat haar kon help nie, was sy oorgelaat om te bedel of op die ashope kos te soek. Die verhaal word vertel dat Nikodemus, omdat hy Christus gevind het, hy was een van die rykste mense in die Jode gewees, maar omdat hy Christus gevind het, was hy uitgeëkskommunikeer, en sy vrou en kinders moes op die ashope kos gaan soek om te eet. En dit is hierdie gedagte van hierdie
wese en weduwees is absoluut afhanklik van iemand om hulle te help. En Jakobus is nie hier besig om 'n volledige definisie van godsdienst te gee nie. Hy maak 'n onderskeid tussen godsdienst wat te vergeefs is en godsdienst wat opreg is, wat waardevol is. Opregte godsdienst word gemeet aan 'n medelydende liefde vir medemense, mede-Christene. Die Bybel leer vir ons Psalm 68 vers 6, 'n vader van die wese en 'n regter van die weduwee is God in sy heilige woning. God is 'n vader vir die wese en van die weduwees. En daarom het God dan ook gesê in Eksodus 22 vers 22, julle mag geen weduwee of wees verdruk nie. En onthou Christus het gesê in Johannes 13 vers 35, hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Omdat wese en weduwees op geen manier vir hulle self kon versorg het nie, het opregte Christen omgee, ware opofferende karakter gewys. En wanneer ons onsself en Christus in die spieël van die woord gesien het, moet ons ander mense in hulle nood sien. Plaas jouself in daardie persoon se skoene. Jou medelydende liefde vir mense wys jou Christen karakter. En daarom sal jy meer diensbaar vir God wees. Daarom sal jou godsdiens nie te vergeefs wees nie. Maar wanneer Christus jou reinig met die waterbad van die woord, dan reinig hy nie net jou spraak en jou karakter nie, maar hy reinig ook jou wêreldbeskouing. Want Jakobus sê dat suiwere diens aan God is om jou vlekkeloos te bewaar van die wêreld. En dit verwys na mense wat sonder God is. Ons weet die Bybel leer vir ons dat die Satan is die owerste van hierdie wêreld, Johannes 14 vers 30. As kinders van God is ons in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. Soos Christus gebid het dan ook in sy hoërpriesterlike gebed in Johannes 17, ons is in die wêreld om diensbaar vir God te wees. Dis die paradigma skuif wat ons moet maak, om die waarde van die woord te besef. Ons is hier in hierdie wêreld om diensbaar vir God te wees. Daarom het ons nodig om in ons spraak en ons karakter en in ons wêreldbeskouing gereinig te word. Want jy sien, alhoewel ons nie in hierdie wêreld is nie, alhoewel ons nie van die wêreld is nie, maar in die wêreld is dit ook so dat ons vlees trek ons nog gereeld terug na hierdie wêreld toe. En daarom het Jakobus ook gesê in Jakobus 4 vers 4, egbrekers en egpreeksters. Stop net eers 'n oombliekie daar. Dis metafories gebruik. Hy praat nie hier nou van mense wat werklike fisiese egbreek gaan pleeg het nie. Maar die Bybel leer ons veral in die Ou Testament wat God van Israel gepraat het, wanneer hulle wegbeweeg het van God af, dan het hy van hulle gepraat as egbrekers en egbreeksters. So metafories sê Jakobus in 4 vers 4, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie. Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Jy kan nie God en Mammon dien nie. En Johannes skryf in 1 Johannes 2 vers 15 tot 17, moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Wanneer ons wêreldse dinge liefhet, is ons werk wat ons vir God wil doen te vergeefs. Wanneer wêreldse dinge vir ons 'n hoë prioriteit het, as ons Christen wandel en lewe hier op aarde wat ons diensbaar vir die Here is, dan is ons godsdienst te vergeefs. Dan is ons nie meer diensbaar vir God nie. En daarom het ons die woord nodig. Dis hoekom ons die woord nodig het. Dis die waarde wat die woord vir ons het. Want wanneer ons die spieël van die woord van God gebruik om ons lewens te ondersoek, dan sien ons in werklikheid hoe lief het ons nog steeds die wêreld. En wanneer ons dit raak sien, kan ons in die krag van die Heilige Gees put om ons meer en meer los te maak van die wêreld. Want onthou, God se standaard is God se standaard. En hy het sy Heilige Gees vir ons gegee, sodat ons daardie standaard kan bereik. Sodat ons meer diensbaar vir God kan wees. Daar is niks wat die Christen so gelukkig maak, as wanneer hulle self met die spieël van die woord ondersoek. En hulle maak dadelik reg wat verander moet word. Nie ek gaan dit môre doen of volgende jaar of wanneer nie. Die oomblik wanneer die woord jou oortuig van sonde en daardie intense bewus en berou in jou harte is,
om dadelik reg te maak. En wanneer hulle dadelik reg maak, beleef hulle die vergifnis van God. En hulle ervaar hoe God hulle meer en meer begin gebruik vir sy werk hier op aarde. Dis wat ware vreugde bring. Dis nie wat die wêreld kan bied nie, maar hoe God jou kan gebruik in sy dienswerk. Lukas 11 vers 28 waar Christus sê, salig is hulle wat die woord van God hoor en dit bewaar. Bewaar die gedagtetjie van om aan te hou, om opdragte uit te voer. Aan te hou, om te doen soos wat die Here vir ons sê. En ek sluit af met wat Warren Wiersbe geskryf het oor hierdie gedeelte. Hy sê, it is not enough to hear the word, we must do it. Many people have the mistaken idea that hearing a good sermon or Bible study is what makes them grow and get God's blessing. It is not the hearing, but the doing that brings the blessing. Too many Christians mark their Bibles, but their Bibles never mark them. If you think you are spiritual because you hear the word, then you are only kidding yourself. Jy maak 'n berekeningsfout. En daarom wil ek afsluit met die woorde van Paulus in 2 Korintiërs 3 vers 18. En terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël, die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. Dit is die waarde wat die Bybel vir ons is. Die Bybel leer vir ons om onsself te ken. Die Bybel was ons skoon, sodat ons meer diensbaar vir God kan wees. En ek wil dit vir u so stel, moenie eendag teleurgesteld wees nie. Gebruik die Bybel om die volle waarde daaruit te kry. Ondersoek jouself in die lig van God se woord. Nie soos wat jy jouself sien en wat jy van jouself dink nie, maar laat God vir jou sê wie en wat jy is. Vra vir God om jou te vergewe en jou te herstel, sodat jy meer diensbaar kan wees. Onthou, net om berou te voel, is nie genoeg nie. Berou moet lei tot belydenis. Dawid se woorde, Psalm 51 vers 4 en 5, toe hy nou bewus word van sy sonde, deur die woord om ondersoek het en hy skoon gewas is Dawid se gebed, was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde, want ek ken my oortredinge en my sonde is altyd deur voor my. En dan weer in vers 12 tot 14 as hy sê, skep in my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees, verwerp my nie van u aangesig nie en neem u Heilige Gees nie weg van my af nie. Gee my weer die vreugde van u heil en ondersteun my deur 'n gewillige gees. Dit is wat Jakobus vir ons vandag leer. Dis die waarde wat ons het in die woord van God. Ondersoek jouself in die woord. Moenie op jouself vertrou nie. Moenie vertrou in wat jy dink wie jy is nie. Ondersoek jouself in die woord van God. Laat toe dat die woord jou aanhoudend reinig. Sodra jy bewus word van sonde wat die Bybel vir jou wys, gaan na God toe in 'n opregte berou en 'n belydenis. Ervaar die vergifnis van God. Maar dan moet jy daardie vergifnis, daardie verandering wat nou in jou lewe plaasvind, moet in jou dienswerk aan God, moet in jou spraak, in jou karakter en in jou wêreldbeskouing sigbaar wees. Mag die Here ons genadig wees. Amen. Vader, baie dankie vir u woord, baie dankie vir die krag van u woord en baie dankie vir Jesus Christus wat hierdie dinge alles vir ons moontlik gemaak het, toe u op die kruis gesterf het en ons met Vader versoen het. Dankie vir u lankmoedigheid en die genade, Here. Dankie dat ons vanmôre net bewus gemaak kan wees van die waarde wat ons in u woord het. En daarom kan ons nie nalat om net te sê, dankie Here vir hierdie woord. Dankie vir die krag van hierdie woord. Dankie vir die lewe in en van hierdie woord en die lewe wat dit vir ons gee. Ons moet voor u buig vandag, Here, en net bely, Here, dat ons het so gemaklik geraak om te dink dat ons kan rus in die vrede dat u het ons gered en u het ons vergewe. En ons het nie 'n verdere verantwoordelikheid in hierdie lewe. En ons dink dat die godsdiens wat ons doen is aanneemlik vir u. Here, help ons om vandag te besef dat alle godsdiens is nie noodwendig aanneemlik vir u nie. Maar die godsdiens van 'n persoon wie se hele lewe gereinig word
deur die woord van God. Wat gereinigde godsdiens doen. Dit is die godsdiens wat aanneemlik is voor U. En dis die mense wie ons wil wees, Here. Dit is wat ons hier in Houtkruis wil wees. Is om diensbaar in U hand te wees. En Here, waar ons nie diensbaar is nie, bid ons dat U ons diensbaar sal maak. Sodat ons eendag wanneer ons voor U sal staan, eerder die woorde sal hoor, mooi so goeie en getroue diensknegt. Dat ons nie teleurgestel sal wees met die woorde, gaan weg van my af, ek het jou nooit geken nie. Ag Here, help ons, elke hoorder van hierdie woord, om tot die werklike besef te kom, dat godsdienstigheid red ons nie, maar alleenlik 'n lewe wat oorgegee is en afhanklik van U is, wat daagliks verander en gereinig word, om meer en meer na die beeld van Christus te wees. Here, ons kan vandag net sê, ons wil verander. Help ons om te verander, want ons besef in onsself kan ons nie. Ons het U nodig. Dankie daarvoor, Here. Dankie vir U liefde en die genade en dankie vir U lankmoedigheid met ons, want ons besef net hoe hardkoppig ons nog kan wees. En ons kan U net loof en bid, Here, dat U nie lankal al opgegee het op ons nie. Help ons om daar dieselfde begrip te hê teenoor ons medemens. Te besef hoe lank U by ons lankmoedig gewees het, om daar dieselfde lankmoedigheid teenoor mekaar te kan uitleef. Ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen.